Sagaria hoofstuk 7. Op 7 Desember in die 4de jaar van koning Darië se regering, het daar nog 'n boodskap van die Here aan Sagaria gekom. Die mense van Bethel het vir Sar-Eser en Regemelek en sy manne gestuur om die Here om genade te smeek. Hulle moes die volgende vraag aan die profete en die priesters by die tempel van die Here, die Almagtige, vra: Moet ons voortgaan om in die 5de maand te huil en te vas soos ons nou al vir baie jare doen? Die Here die Almagtige het hierdie boodskap aan my gegee. Sê vir die hele volk en vir al die priesters: Toe julle in die 70 jaar van ballingskap in die somer en herfst gevas en gehuil het julle regtig terwille van my gevas? Nou nog dink julle nie aan my by julle heilige feeste nie, maar net aan julleself. Is dit nie dieselfde boodskap wat die Here jare gelede deur sy profete verkondig het, toe Jerusalem en die dorpe van Juda vol mense was en die suide en die laafveld bewoon was nie? Hierdie boodskap het ook van die Here na Sagaria gekom. Dit is wat die Here die Almagtige sê: Oordeel regverdig en eerlik in regsaake. Wees liefdevol en simpatiek met mekaar. Moenie die weduwees, die weeskinders, die vreemdelinge en die armes verdruk nie. Moenie bose planne teen mekaar beplan nie. Julle voorouers wou nie na hierdie boodskap luister nie. Hulle het haar koppig weggedraai en hulle vingers in hulle ore gedruk om nie te hoor nie. Hulle het hulle harte so hard soos klip gemaak, sodat hulle nie die voorskrifte of die boodskappe wat die Here, die Almagtige, deur sy Gees aan hulle deur die profete van vroeër gestuur het, gehoor het nie. Daarom was die Here die Almagtige so kwaad vir hulle. Omdat hulle nie geluister het toe ek hulle geroep het nie, sal ek nie luister wanneer hulle na my roep nie, sê die Here die Almagtige. Ek sal hulle met 'n stormwind verstrooi onder 4 nasies waar hulle as vreemdelinge sal leef. Hulle land het so verlate geword dat niemand eers daardeur reis nie. Die land wat so mooi was, het 'n woestyn geword. Sagaria hoofstuk 8. Daar was nog 'n boodskap van die Here die Almagtige aan my. Dit is wat die Here die Almagtige sê: My liefde vir Sion is baie sterk. Ek is passievol oor Jerusalem. So sê die Here: Ek keer terug na Sion. Ek gaan in Jerusalem woon. Jerusalem sal genoem word stad van trou. Die berg van die Here, die Almagtige, sal genoem word heilige berg. Dit is wat die Here die Almagtige sê: Ou mans en vroue sal weer op die pleine van Jerusalem sit, elkeen met 'n kierie omdat hulle so oud is. Die strate van die stad sal weer vol seuns en dogters wees wat daar speel. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Al hierdie dinge lyk dalk vandag vir julle 'n klein en mismoedige oorblyfsel van God se volk onmoontlik. Maar dink julle dit is onmoontlik vir my, die Here die Almagtige? Dit is wat die Here die Almagtige sê. Julle kan daarvan seker wees dat ek my volk gaan red van die nasies in die ooste en die weste. Ek gaan hulle weer tuis laat kom en veilig in Jerusalem laat woon. Hulle sal my volk wees en ek sal in trou en regverdigheid hulle God wees. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Wees sterk. Julle het gehoor wat die profete destyds oor die bou van die tempel van die Here, die Almagtige, gesê het. Die dag dat die fundament gelê is, voor die werk aan die tempel begin het, was daar nie werk nie en ook nie lone nie vir mense nie en ook nie vir diere nie. Geen reisiger was veilig teen vyande nie, omdat daar van alle kante vyande was. Ek het al die mense teen mekaar laat draai. Nou sal ek die oorblyfsel van my volk nie behandel soos wat ek hulle vroeër behandel het nie, sê die Here die Almagtige. Ek saai die saad van vrede en voorspoed onder julle. Die wingerde sal swaar dra aan druiwe. Die aarde sal sy opbrengs lewer en die hemel sal dou lewer. Ek sal weer 'n keer die oorblyfsel van Juda en Israel die erfgename van hierdie seëninge maak. Juda en Israel het onder die nasies simbole geword van wat dit beteken om vervloek te wees. Maar nie langer nie. Nou sal ek julle red en julle 'n simbool en 'n bron van seën maak. Moenie bang of mismoedig wees nie. Wees sterk. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Ek het nie van plan verander toe julle voorouers my kwaad gemaak en ek besluit het om hulle te straf nie, sê die Here die Almagtige.
Net so sal ek ook nie my besluit om Jerusalem en die volk van Juda te seën verander nie. Moenie bang wees nie. Dit is wat julle moet doen. Praat die waarheid met mekaar. Maak seker dat die regspraak in julle howe regverdig is en tot vrede lei. Moenie bose planne maak om mekaar kwaad aan te doen nie. Hou op om vals te sweer. Ek haat al hierdie soorte dinge, sê die Here. Hier is nog 'n boodskap van die Here, die Almagtige, wat tot my gekom het. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Die tradisionele tye van vas en rou wat julle vroeg somer, in die middel van die somer, in herfs en winter gehou het, kom nou tot 'n einde. Dit word nou feeste van vrolikheid en vreugde vir die volk van Juda. Julle moet waarheid en vrede lief hê. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Mense van ander nasies en stede van die wêreld sal na Jerusalem toe kom. Mense van een stad sal aan die mense van 'n ander stad sê, kom ons gaan na Jerusalem toe en vra daar vir die Here om ons te seën en om die Here die Almagtige te soek. Ek gaan om dit te doen. Mense van baie nasies, selfs groot nasies, sal Jerusalem toe kom om die Here die Almagtige te soek en om te vra dat die Here hulle sal seën. Dit is wat die Here die Almagtige sê. In daardie tyd sal 10 mense uit al die nasies en tale van die wêreld een Judeër aan sy kleed gryp en sê, ons wil saam met julle gaan, want ons het gehoor, God is by julle. Sagaria hoofstuk 9. Dit is die boodskap van die Here teen die land Gadrak en die stad Damaskus, want die oë van alle mense, ook die volk van Israel, is op die Here. Oordeel is seker vir Hamat naby Damaskus, en vir die stede van Tyrus en Sidon ook, al is hulle ook hoe slim. Tyrus het 'n sterk vesting gebou, soveel goud en silwer bymekaar gemaak, dat dit so algemeen sal wees, so stof in strate. Maar nou sal die Here Tyrus se besittings wegstroop en sy vesting in die see gooi. Tyrus sal aan die brand gesteek en tot op die grond afgebrand word. Askelon sal dit sien en skrik. Gaza sal bewe van angs en so ook Ekron, want hulle hoop sal daarmee heen wees. Gaza sal sonder koning wees en Askelon sal verlate wees. Vreemdelinge sal die stad Asdod inneem en die torrots van die Filistyne sal vernietig word, sê die Here. Hulle sal nie langer vleis eet met bloed daarin nie, hulle sal ook nie ander verbode kos eet nie. Al die Filistyne wat oorleef, sal ons God aanbid en aanvaar word as 'n nuwe stam in Juda. Ekron sal word soos die Jebusiete. Ek sal my tempel bewaak en beskerm teen aanvallende leers. Ek sal hulle bewegings dophou, sodat geen buitelandse onderdrukker ooit weer my volk se land sal binneval nie. Wees baie bly, dogter van Sion. Jy hardop, dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en 'n oorwinnaar, maar tog is hy nederig. Hy ry op 'n donkie, die val van 'n donkie. Die strydwaans van Ephraim sal ek vernietig, en ook die oorlogsperde in Jerusalem. Al die wapens vir oorlog sal ek vernietig. Jou koning sal vir die nasies vrede bring. Sy ryk sal strek van see tot see, van die Eufraat-rivier af tot aan die uithoeke van die aarde. Wat jou betref, my verbond met jou is met bloed beseël. Ek sal jou gevangenes red uit 'n waterlose put. Keer terug na die vesting toe. Gevangenes vol hoop. Ek beloof dat ek julle dubbel sal vergoed vir al julle swaar kry. Juda is my boog en Israel is my pyl. Sion is my swaard en ek is soos 'n soldaat. Ek sal dit teen Griekeland gebruik. Bokant sy volk sal die Here verskyn. Sy pyle sal vlieg soos weerlig. Die oppermagtige Here sal die trompet blaas. Hy sal teen sy vyande uittrek soos 'n stormwind uit die woestyn. Die Here die Almagtige sal sy volk beskerm en hulle sal hulle vyande met slingervelle oorwin. Hulle sal oorlogskrete skree asof hulle dronk is van wyn terwyl die bloed van hulle vyande vloei. Hulle sal vol wees van bloed soos 'n bak by offers, soos die hoeke van die altaar. Wanneer daardie dag kom, sal die Here hulle God sy volk red, net soos 'n skaapwagter sy skape red. Hulle sal in die land glinster soos juwele in 'n kroon. Hoe wonderlik en mooi sal hulle nie wees nie. Jongmans en meisies sal floreer op die oorvloed van koring en jong wyn. Sagaria hoofstuk 10.
Vra die Here vir reën in die lente en hy sal dit gee. Hy maak onweerswolke wat stortreën laat val sodat elke veld lowergroen word. Wat die huisgode sê is valse raad. Waarseers voorspel net leuns. Die uitleers van drome verkondig net leeu troos. My volk dwaal soos verlore skape sonder 'n herder wat hulle beskerm en lei. My woede brand teen julle herders en ek sal hierdie leiers straf. Die Here die Almagtige het aangekom om sy kudde te versorg. Hy gaan hulle sterk maak soos 'n trotse oorlogspaard. Uit Juda sal die hoeksteen, die tentpen, die oorlogsboog en al die heersers kom. Hulle sal in 'n geveg soos dapper soldate wees, wat hulle vyande met hulle voete in die modder sal vertrap. Omdat die Here by hulle is, in die geveg sal hulle die perderuiters van die vyand oorwin. Ek sal Juda sterk maak en Israel red. Ek sal hulle herstel omdat ek hulle liefhet. Dit sal wees asof ek hulle nooit verwerp het nie, want ek is die Here hulle God wat hulle gebede verhoor. Israel sal soos dapper helde wees. Hulle harte sal gelukkig wees asof hulle wyn gedrink het. Hulle kinders sal alles sien en ook bly wees. Hulle harte sal juig in die Here. Wanneer ek vir hulle fluit, sal hulle aangehardloop kom, omdat ek hulle verlos het. Uit die min wat oorgebly het, sal hulle bevolking groei, soos dit vroeër was. Hoewel ek hulle verstrooi het soos saad tussen die nasies, sal hulle my bly onthou in verre lande. Met hulle kinders sal hulle oorleef en weer terugkom huis toe, na Israel toe. Ek sal hulle terugbring uit Egipte en uit Assirië en hulle hervestig in Gilead en Libanon. Daar sal nie genoeg plek vir almal wees nie. Hulle sal veilig trek deur die see van nood, omdat die golwe van die see teruggehou sal word. Die water van die Nylrivier sal droog word, die trots van Assirië sal vernietig word, en die heerskappy van Egipte sal tot 'n einde kom. Ek sal my volk sterk maak in my krag, en hulle sal in my naam lewe, sê die Here.